So, interessante vraagie wat ek nou weer gekry het en of is nou weer 'n paar mense wat gevra het, so okay, let's look into this. Transgender identiteit. Okay, so eerste, net voordat ons begin, daar's 'n verskil tussen iemand wat transgender is en iemand wat 'n fopdosser is, en dis 'n crossdresser is. Okay, hulle is nie dieselfde mense nie. 'n fopdosser is iemand wat daarvan hou om die teenoorgestelde geslag se klere te dra, maar wat nog steeds weet wie hy of sy is. Okay, daar's baie performance artists wat dit doen. 'n transgender persoon glo egter dat hulle in die verkeerde liggaam gebore is. Dis nie oor wat jy aantrek nie, maar wie jy glo jy is. Soos altyd wil mense weet, wat sê die Bybel hieroor, is dit verkeerd en hoe kyk God daarna? Eerstens ook, moet ek vir jou sê, onthou, ek is nie hier om enige iemand te judge nie, ek sê vir jou wat die Bybel sê, en ek glo ons hanteer almal in liefde. Okay, so, eerste, God het nie foute gemaak toe hy jou geskape het. Genesis 1 vers 27 sê vir ons, en God het die mens geskape na sy beeld. Man en vrou het hy hulle geskape. Hy het 'n man en 'n vrou gemaak, nie om mekaar te beveg nie, maar om saam sy beeld te dra. God het 'n identiteit oor elkeen van ons uitgespreek, nog voordat ons gebore is. Psalm 139 vers 13 tot 14 sê, U het my in my moeder skoot geweef. Ek loof U, want U het my op 'n wonderbare wyse geskape. Dis so belangrik om te verstaan, wanneer die vyand jou laat twyfel aan wie jy is, steel hy jou vrede, jou roeping en jou doel. So weer eens, ek is nie hier om enige iemand te oordeel nie. Maar ek weet daar's mense wat rarig worstel met hierdie vraag. En daar's 'n dieper stryd aan die gang. Dis nie net emosioneel nie, maar ook is dit 'n geestelike ding. Die vyand bring verwarring oor identiteit. Okay, want identiteit is waar jou doel en jou roeping lê. En as die vyand jou identiteit kan verwoes, dan gaan jy nie by jou roeping en jou doel uitkom nie. As hy jou identiteit kan steel, dan kan hy jou geloof en jou vrede breek. 1 Korintiërs 14 vers 33 sê, God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. So as daar verwarring is, weet dit kom nie van God af nie. Ons moet ook onthou, God kyk nie na die buitekant nie. Hy kyk nie na my t-shirt vandag nie. Hy kyk nie na wat jy aantrek, hoe jou hare lyk, wat ook al nie. Hy kyk na wat in jou hart aangaan. Dit is wie God is. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart, en jy kan dit gaan lees in 1 Samuel 16 vers 7. Dis hoekom ons nie mense moet veroordeel nie. Ons almal het iets waarmee ons sukkel. Elkeen van ons is mense, ons het almal iets waarmee ons sukkel. Daar's mense wat sukkel met woede, daar's mense wat sukkel met verslawing, daar's mense wat sukkel met eetlus, daar's mense wat sukkel met jaloesie. Maar God se liefde bly dieselfde vir almal. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So hierdie gaan nie oor wie is erger nie, dis oor wie God is en hoe groot sy genade is. Jesus het altyd mense met liefde ontmoet, maar hy het hulle altyd die waarheid na hulle toe gebring, soos toe hy die vrou by die put ontmoet het. Hy het haar nie veroordeel nie, maar hy het met haar gepraat en vir haar gesê, die man by wie jy nou is nie eers jou man nie, en jy was al soveel keer getroud. Hy het haar nie veroordeel nie.
Hy het net vir haar gesê dat dit wat sy mee besig is nie reg nie. Dis die balans, genade en die waarheid. Nou, julle weet, ek het al 'n video daaroor gemaak, ek het 'n student gehad, fisies 'n meisie, maar heeltemal 'n seun. Okay, ek het hom erken as 'n seun. Hoekom? Omdat ek dit wat hy gedoen het, goed praat? Glad nie. Die feit dat ek hom erken het as 'n seun, ek het hom op sy naam genoem wat hy gekies het. Ek het vir hom gesê, my boy, ons het gepraat oor top surgery, om sy bors te verwyder. Nie omdat ek gevoel het, dit wat hy doen is reg nie. Hoekom het ek 'n goeie verhouding met die kind? Want ek was die enigste beeld van Jesus liefde wat hy gesien het. Sy ma is katholiek, is 'n taboe, sy pa het bietjie verstaan. Maar hier kom 'n pastoor kom en wys vir hom liefde. Nie judgment nie. Ek stem nie saam met dit nie. Ek verstaan dat daar 'n geestelike aspek is. Ek verstaan dat daar goed in hom vaskleef. Maar dis nie my plek om te judge nie. Wat doen ek eerder? Ek leer hom oor die Bybel. Ek leer hom oor God se liefde. Ek leer hom dat Jesus het vir ons almal gesterf, regardless van ons issues. Soos ek nou vir jou gesê het, ons het almal dinge in ons lewe wat nie reg is nie. Of jy verslaaf is aan iets, of jy iets steel, of jy gay of straight of bi is, of jy identifiseer as 'n hoender, dit maak nie saak nie. Ons almal het issues. Wat wel saak maak, is Jesus se onvoorwaardelike liefde. Hy kyk nie die sonde, die verkeerde dinge mis nie. Hy kies om lief te wees vir jou. Hy gee die Heilige Gees vir jou, om jou te oortuig van die dinge. En daarom, mense kan na my toe kom, ek is nie daar om jou te judge nie. Dis jou lewe. Wat is my plig? My plig is om te bid vir jou. Om te sê, Here, verander hierdie boetie of sussie van my. Here, maak hierdie persoon se hart reg. Laat hulle lewe vir U gee, want wanneer ons hart vir die Here gee, wanneer jy die Heilige Gees innooi, maak geen van hierdie dinge meer saak nie. Want God, die Heilige Gees, Jesus, gaan jou verander. En dan gaan jy hulp soek vir die dinge wat jou terughou in jou lewe. So ek wil jou weer sê, God is lief vir elkeen van ons. En miskien kyk jy vanaand hierna en jy voel so, my boetie, my sussie, dis okay. Ek verstaan. Jesus verstaan. As ander mense dit nie verstaan nie, is hulle probleem, moenie vir hulle luister nie. Vat dit na God se voete toe en sê, Here, want ek weet, hy het al met jou gepraat daar binne. En daar's 'n behoefte in jou hart vir hom. En as jy wil hê ek moet saam met jou bid, asseblief stuur my 'n boodskap, DM my. Ek sal met liefde saam met jou bid. Ek is nie daar om jou te veroordeel nie. Ek is daar om by jou te staan en 'n pad met jou te stap. En Jesus is daar. Hy het vir jou ook aan die kruis gesterf. Vir elkeen van ons, regardless of our sin, het hy vir elkeen van ons aan die kruis gesterf. Ek hoop hierdie video help vir iemand. Geseënde dag.